In vandag se lesie gaan ons weer 'n bietjie begin kyk na heelgetalle. Ons het heelgetalle al 'n bietjie behandel, maar ons gaan net weer hersiening doen rondom heelgetalle. Elke getal in die getallestelsel het 'n additiewe of optellingsinvers. Nou wat is die additiewe of die optellingsinvers? Die additiewe of die optellingsinvers is die getal wat jy by 'n ander getal tel om 0 te kry. Met ander woorde, dis die teenoorgestelde van 'n getal. Byvoorbeeld, as jy gaan kyk na 18, dan is die additiewe invers minus 18, want 18 minus 18 gee vir my 0. Kom ek skryf dit eerder 18 plus minus 18 gaan vir my 0 gee. Dit is wat die additiewe of die optellingsinvers is. Met ander woorde, die getal wat jy by 'n ander getal tel om 0 te kry. So as ons dit kan wys met 'n liniaal of met 'n getallelyn, dan kan ons sien as ons 'n getallelyntjie het, en ons het 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. En hierdie kant het ons minus 1, ons negatiewe getalle, minus 2, minus 3, minus 4, minus 5, minus 6, minus 7 en minus 8. Dan kan ons nou sien, hierso is ons 0. En 0 is nie positief of negatief nie. 0 is altyd neutraal. Al die getalle groter as 0, is ons positiewe heelgetalle. Al die getalle kleiner as 0, is ons negatiewe heelgetalle. So 0 is ons neutrale getal. Ons additiewe of optellingsinvers is altyd dieselfde afstand van 0 af. Met ander woorde, as ons kyk na 3, dan is sy optellingsinvers of additiewe invers is minus 3. Want die afstand van hulle is presies dieselfde van 0 af. Die een is aan die positiewe kant en die een is aan die negatiewe kant. Met ander woorde, ons kan sê 3 plus minus 3 gaan vir my 0 gee. Dit is wat ons additiewe invers is. Enige voorbeeldjie wat ons nou kan gebruik, kan ons sê 6 plus minus 6 is gelyk aan 0. Met ander woorde, minus 6 is die optellingsinvers of additiewe invers van 6. So elke getalletjie het 'n teenoorgestelde ene behalwe 0. 0 is neutraal, hy het nie 'n teenoorgestelde nie. Goed, as ons nou kyk na ons getalle ook, dan kan ons byvoorbeeld sê, as ons kyk na minus 14, dan lees ons dit as minus 14. Dit is ons negatiewe heelgetal. As hy byvoorbeeld lyk soos 15, dan staan daar eintlik 'n plus voor hom en ons praat van dit as plus 15. Plus 15 is ons positiewe heelgetal. Kom ons kyk net weer 'n bietjie, wat is teenoorgesteldes? Teenoorgesteldes, julle ken almal teenoorgesteldes. As ek kyk na bo-see-spieël, wat is die teenoorgestelde van bo-see-spieël? Dit is reg, die teenoorgestelde van bo-see-spieël is onder-see-spieël. Nou wat is die teenoorgestelde van positief? Teenoorgestelde van positief is negatief. Negatief is maar altyd sleggerig. Wat is die teenoorgestelde van bo-punt? Die teenoorgestelde van bo-punt is onderpunt.
Die teenoorgestelde van vermeerder. Die teenoorgestelde van vermeerder is verminder. Jy is heeltemal reg. Wat is die teenoorgestelde van stygend? Die teenoorgestelde van stygend is dalend. Teenoorgestelde van vorentoe is agtertoe. Die teenoorgestelde van regs is links. En die teenoorgestelde van die kleinste is altyd die grootste. So jy kry die gedagte van teenoorgesteldes. OK. As ons nou kyk na al hierdie teenoorgesteldes, dan kan ons ook nou getalle met mekaar vergelyk. So as ek kyk na die wiskundige simbole, om teenoorgesteldes met mekaar te vergelyk, of groter en kleiner as met mekaar te vergelyk, dan is ons wiskundige simbooltjies wat ons gebruik. Onthou, dit is wanneer ons getalle met mekaar kan vergelyk, gebruik ons wiskundige simbole, deur te sê, as hulle kleiner as is, dan praat ons van kleiner as is ons simbool. Hoe om die kleiner as tekentjie te onthou, kan jy dink as jy 'n streepie vorm aan sit, vorm hy 'n K vir kleiner as. Die enetjie wat omgedraai is, beteken dit is ons groter as teken. As jy ook na die kleiner as en die groter as tekentjie gaan kyk, dan kan ons byvoorbeeld daai vergelyking doen van 3 is kleiner as 6. OK, want hy staan aan die klein kantjie. As ons gaan sê as ons om van links na regs ook lees, soos wat ons mos lees in Afrikaans, dan kan ons sê 5 is groter as 1. Met ander woorde, die 5 kan jy ook sien staan hier aan die groot kant en die 1 staan aan die klein kantjie. Met ander woorde, ons lees by hom, 5 is groter as 1. 3 is kleiner as 6. As ons nou net weer gou kyk na ons getallelyntjie, ons trek weer vir ons getallelyn. Kom ons kyk nou net gou weer na ons getallelyn. Een ding wat ek wil hê julle moet onthou, is altyd mos nou 0 is neutraal. Nee, so 0 is nie positief of negatief nie. Al die getalle van 0 af, het ons gesê het 'n optellings of 'n additiewe invers, dit beteken hulle is ewe ver van 0 af. Maar wat ek nou wil hê julle moet oplet, is as ons regs gaan op die getallelyn. As ons regs gaan, dan word die getalle groter. Met ander woorde, 8 is nou al baie groter as 2. Soos ek regs beweeg op die getallelyn, word my getalle groter. Maar as ek nou kyk na my linkerkant toe, soos ek links beweeg, word my getalle al hoe kleiner. Met ander woorde, -2 is nou heel wat groter as -7, of as ons dit lees, dan is -7 kleiner as -2, want my getalle word links al hoe kleiner. So kom ons kyk nou byvoorbeeld, kom ons kyk watter een van hierdie getalle is die grootste. As ons nou byvoorbeeld het -121 en ons het -101. Watter een van hierdie twee getalle gaan die grootste wees? Onthou, hoe verder ons links gaan,
hoe kleiner word ons getal. En as jy nou probeer dink op jou getallelyntjie, dan gaan jy sien hierdie gaan wees minus 101, minus 102, minus 103. Kan julle sien ons beweeg al hoe verder links. Met ander woorde, die grootste getal gaan minus 101 wees. Met ander woorde, as ons hom gaan skryf, gaan ons sê minus 101 is groter as minus 121. En hy is groter as, so sy groot oopkant staan aan minus 101 se kant. Want minus 121 is mos nou nog al hoe verder links op my getallelyn. As ons byvoorbeeld kyk na getalle op die getallelyn en hulle vra nou vir ons, rangskik die volgende getalle van groot na klein. Hulle kan dit ook geskryf het, omdat hulle vra van groot na klein, kan hulle ook gevra het in dalende volgorde. So as ons bietjie kyk na ons getalle wat hulle vir ons gee, byvoorbeeld minus 125, 37, minus 210, 99, 0 en minus 241. Onthou, ons moet nou die getalle van groot na klein rangskik. Met ander woorde, wat sal ons grootste getalletjie wees? As ons kyk na ons grootste getal, gaan dit die getal wees wat die verste regs op ons getallelyn is, en die getal wat die verste regs op ons getallelyn gaan wees is 99. So as ek hom nou rangskik in dalende volgorde, gaan ek sien 99 is my getal wat die heel verste regs op my getallelyn is. As ek nou na die getalle verder kyk, dan kan ek sien, dit gaan mos nou altyd, my positiewe getalle gaan altyd die grootste getalle wees. Nou naas 99 is 37. Die 37 is kleiner as 99, maar hy is groter as al die ander getalle. Na 37 kry ek vir 0. Na 0 kom ons nou by die negatiewe getalle. Nou onthou, die een verste regs op die getallelyn is altyd die grootste. Hoe verder links ek beweeg, hoe kleiner word hulle. So as ek nou links beweeg, dan gaan ek sien hierdie minus 125 is my volgende getalletjie. Daarna gaan ek sien my minus 210 is my volgende getalletjie. Minus 210, en die heel kleinste getalletjie is die getal wat die heel verste links is op die getallelyn, en dit gee vir my minus 241. So as ek hierdie getalle nou rangskik het in dalende volgorde of van groot na klein, dan is dit my antwoord. Julle kan hierdie werkies nou bietjie inoefen deur die huiswerkies te voltooi wat ek vir julle na die einde van hierdie lesie saamstel.